Baie dankie dat jy saam met my kuier en dit is vir my lekker om saam met jou te wees. En ek vertrou dat die woord ook vir jou baie gaan bemoedig. Nou, jy het seker gewonder nou, wat se snaakse idees of snaakse leerstelling het hierdie man nou weet. Maar ek wil jou verseker, jy kan maar rustig wees, hier is niks snaaks nie, hier is niks onskriftuurlik nie. Maar kyk saam met my tot die einde toe, dan sal jy sien waarop dit alles neerkom. En ons gaan 'n bietjie gesels oor die sterwe van Jesus Christus, dat hy 3 keer gesterf het, en om dit net meer korrek te stel, Jesus se sterwe was eintlik drieledig van aard. En die sterwe van Jesus was vir elke faset van ons as menswees, vir ons gees, vir ons siel en vir ons liggaam. En dit is wat ek graag wil uitlig. Nou, om hierdie gedagte toe te lig, om mee te begin, wil ek net hê ons moet gou kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 23. En die woord sê vir ons hierso, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou hierso sien ons duidelik dat die woord die mens as 'n drieledige wese aanspreek. En hoe ons dit verstaan is, die mens is 'n geeswese wat 'n siel het en in 'n liggaam woon. Nou aangesien die mens 'n drieledige wese is, het Jesus vir elke faset van ons menswees, het hy 'n unieke prys betaal. Wanneer ons kyk na hierdie 3 sirkels, dan sien ons die binneste sirkel gaan oor die gees van die mens, die tweede sirkel gaan oor die siel van die mens, en die derde sirkel gaan dan oor die liggaam van die mens. So die liggaam is dan ook die uiterlike deel van die mens. En dit sluit jou 5 sintuie in, jou smaaksintuig, om te kan sien, te kan hoor, te kan ruik en te kan voel. En jou liggaam word dan basies deur jou omgewing beïnvloed. Kry jy warm, kry jy koud, as jy honger, as jy dors, jou omgewing bepaal wat in jou liggaam aangaan. En dan natuurlik ook in ons liggaam, en wat dan belangrik is vir hierdie gedagte wat ek wil deel, is dat in ons liggaam is waar ons krankheid ervaar, siektetoestande, ongelukke, wat ook al met ons gebeur, dit gebeur met ons in ons liggame. So wanneer ons dan kyk na die siel van die mens, dan sien ons die siel van die mens bestaan dan hoofsaaklik uit die wil van die mens. Nou die wil is basies die vermoë om 'n keuse te kan uitoefen. En dit sluit dan ook die verstand en redenasie van die mens in, die vermoë om te redeneer, die vermoë om besluite te maak, keuses uit te oefen. Dit gaan oor jou verstand, oor jou intellek, oor jou opleiding, jou insig, jou gedagtes, jou geheue. Al daardie dinge is ingesluit in die siel van die mens. En dan natuurlik ook, dan sluit dit ook die emosies van die mens in. Nou die emosies kan natuurlik ook negatiewe emosies wees, soos in hierdie geval kyk ons na verwerping, en rebellie, haat, jaloesie, bitterheid, woede en soveel meer nog, maar jou emosies kan dan ook positiewe emosies wees, wat dan vreugde wees, en blydskap, geluk, liefde en geduld, en nog vele ander. So jou siel is eintlik jou gevoelsmens. En dan kyk ons na die binneste sirkel, en dit bevat dan die gees van die mens. En die gees van die mens sluit dan in die gewete van die mens, om te weet wat is reg en wat is verkeerd, en dan ook die vrug en die gawes van die gees funksioneer vanuit jou gees. Jou gees word deur die woord beïnvloed, deur die woord van God, deur die Bybel, word jou gees beïnvloed, en vanuit jou gees het jy dan gemeenskap met God, en staan jy met God in 'n gees-verhouding. Nou wanneer ons weer teruggaan na die siel toe, ons kyk na die siel, wil ek net vir 'n oombliekie stil staan by die onwedergebore mens. So wanneer ons dan kyk na die profiel van die onwedergebore persoon, dan sien ons dat hy is in wese dieselfde as die van die wedergebore persoon. Dit is net die geesarea wat verskil. So die gees van die persoon wat nog nie wedergebore is nie, sy gees is nog dood, sy gees is nog nie lewend gemaak deur die wedergeboorte nie. En hy is dood vir God. Maar hierdie persoon kan nou in sy intellek, in sy verstand, kan hy nou vir homself 'n godsdiens uitwerk,
Dit gaan oor sy teologiese opleiding, of dit gaan oor sy kerkagtergrond waarin hy groot geword het. Dit gaan oor wat hy glo. Dit is alles aan dinge wat in die siel van die mens voorkom, alhoewel hy nie wedergebore is nie, en hy nie in 'n lewende verhouding met God staan nie. So 'n mens kan heeltemal normaal funksioneer, maar die verskil gaan net inkom aan die einde van so 'n persoon se lewe, en hy moet rekenskap gee van sy lewe, as hy nog nooit gewederbaar is, en hy het nooit in 'n verhouding met God gestaan nie. Goed, en nou wil ek kom by die hoofgedagte, en dit is die drieledige sterwe van Jesus Christus. En die eerste een waarna ons dan gaan kyk, is dan in Lukas 22 vers 41, waar die woord vir ons sê, en hy, Jesus, het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid, en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Nou wat hier gebeur, hier sterf Jesus aan homself, aan sy eie wil, aan sy eie begeertes. En hierdie was 'n baie moeilike pad wat Jesus gestap het. Vir die eenvoudige rede is dat Jesus het al die profetiese skrifte geken. Hy het presies geweet wat vir hom voorlê. Die skrif het duidelik beskryf wat sy lydingspad hy sal moet stap. En aan die ander kant, Jesus is in daardie omgewing gebore en groot geword, en ek is seker hy het al meer as een keer by 'n kruisiging verbygestap en die brutaliteit daarvan gesien. En so hy het eerstehandse kennis van wat die wreedheid van die Romeinse kruisdood behels. En aan die ander kant, as ons dink aan Abraham, Jesus het ook seker gewonder, daar was vir Abraham 'n substituut gewees toe hy Isak moes offer. Daar was 'n ram wat aan sy horings vasgeraak het, en hy het die ram gesien, en hy kon die ram in die plek van Isak offer. En Jesus het gewonder of daar nie dalk miskien vir hom ook 'n substituut is nie, dat daar 'n ander manier is wat God saligheid vir ons kon berei. Maar God het hom op hierdie gebed van hom nie geantwoord nie, en Jesus het 3 maal gebid, maar daar het hy besluit, hy lê sy eie wil neer, en daar is so 'n pragtige skrifgie in Johannes, waar hy sê, die beker wat die Vader dan vir my gegee het om te drink, sal ek dit dan nie drink nie. En van daardie oomblik af het Jesus doelgerig begin stap na Jerusalem toe, op pad na die kruis toe, sodat hy vir ons die prys kan betaal. So hier sien ons die eerste faset van Jesus se sterwe. Hy sterwe aan homself, hy sterf aan sy eie wil. Hy lê sy eie wil voor die Vader neer. En hy maak 'n keuse en om gehoorsaam te wees aan Vader. Nou die tweede een waarna ons dan kyk is in Matteus 27 vers 46. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is, my God, waarom het u my verlaat? Nou hierso sien ons, dat Jesus sterwe die tweede sterwe, en dit is die geessterwe, die oomblik toe hy van God verlaat is, hang hy daar as mens alleen, God verlate. En die wonder van die omruiling van die kruis wat daar plaasvind, is dat Jesus, toe hy daar deur God verlaat is, betaal hy vir my en vir jou 'n prys, sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word nie. En in Johannes, voordat hy opgevaar het na die hemel, waar Maria by hom kom, en hy vir Maria sê, moet my nie vashou nie, of moet my nie terughou nie, ek moet opvaar na my Vader en na julle Vader, en deur hierdie prys wat Jesus betaal het, het ons vrye toegang na God toe as Vader. Goed, en nou kyk ons na die derde sterwe, en dit is die fisiese sterwe van Jesus, en dit sien ons hier in Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Hier sterf Jesus in die fisiese riem, hier blaas hy sy asem uit, en hier sterf hy. En die wonder van die omruiling wat weer hier plaasgevind het, is dat deur sy sterwe hier, die aflê van sy lewe, maak hy dit vir ons moontlik, dat ons die ewige lewe kan beerwe. So hier sien ons dan die drieledige sterwe van Jesus, hoe hy sterwe aan sy eie wil, sodat hy vir ons die prys kan betaal, vir ons wat baie keer so hardnekkig is,
of halstarrig is om ons eie wil neer te lê. Ons wil so ons eie ding doen, ons wil ons eie pad stap. Ons wil ons nie altyd onderwerp nie. En hier betaal Jesus vir ons die prys vir daardie faset van ons lewe. Hier betaal Jesus die prys vir ons gebrookte emosies, vir ons hartseer en vir ons pyn. En by die tweede ene, waar hy van God verlaat is, daar betaal Jesus vir ons die prys, dat ons nou 'n ewige Vader het, 'n hemelse Vader, en dat ons nooit deur hom verlaat sal word nie. En dan die derde sterwe, die aflê van sy liggaam, waar hy vir ons die prys betaal, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Nou wat beteken dit vir my en vir jou? Kom ons kyk gou na Jesaja 53 hier van vers 3 af. Hy was verag en deur die mense verlaat. Was daar al in jou lewe 'n tyd gewees wat jy verag was en deur mense verlaat? 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Was jy al bekend met krankheid, jou eie liggaam? Jesus het die prys betaal. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Is jy bekend met smarte? Het jy al by die graf van 'n geliefde gestaan? Is jou omstandighede om jou nie so lekker nie? Finansiële omstandighede, werksomstandighede, wat dit ook al mag wees. Is daar smart in jou hart? Jesus het die prys betaal. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. Dit wat ons verkeerd gedoen het, wette wat ons oortree het, ons ongehoorsaamheid aan die wet van God, ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die feit dat ons nie in die regte verhouding met God gestaan het nie, daarvoor is hy verbrysel, sodat hy ons in die regte verhouding met God as Vader kon bring. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sukkel jy met siekte in die liggaam, verwonding in die liggaam? Die prys is betaal, vir jou en vir my. Vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Die ongeregtigheid, die feit dat ons nie in die regte verhouding met God gestaan het nie, vanweë die sonde, het hy alles op hom laat neerkom. Hy het die sondelas het hy op hom geneem, en omdat ons nie in die regte verhouding met God gestaan het nie, juis vanweë die sonde wat skeiding gemaak het tussen ons en God, het Jesus gekom en hy het uit die weg geruim, sodat ons met God versoen kon word. En terwyl ek so besig was met hierdie gedeelte, toe kom die skrifgedeelte in Matteus 11 vers 28 so in my gedagtes op. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En ek dink wat ons by hierdie geleentheid moet besef en verstaan is, die prys wat Jesus betaal het, was 'n baie duur prys. Dit was nie net vir ons sonde nie, dit was 'n volledige prys. Hy het gesterwe vir ons krankhede, vir ons siektes. Hy het gesterwe vir ons wroeginge, vir ons smarte. Hy het gesterwe vir ons godloosheid, vir ons oortredinge. Hy het sy lewe neergelê, sodat ons in 'n verhouding met God as Vader kan staan. Dit was so 'n volledige werk, wat Jesus op die kruis van Golgotha gedoen het. En terwille van dit wat hy gedoen het, en as gevolg van dit wat hy gedoen het, staan hy en hy roep uit en hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Nou kom luister saam met my na hierdie lied wat Karen vir ons opgeneem het. En terwyl ons na hierdie lied luister, maak jou hart oop. Kom na Jesus toe. Gee jou node, jou behoeftes, jou krankheid, wat daar ook al mag wees. Gee dit vir hom. Hy het die prys betaal. Kom praat met hom. Kom staan in 'n verhouding met hom. Nooi hom in jou lewe in. Maak hom deel van jou lewe. Moet hom nie eenkant stoot nie. Hy het so duur prys betaal. En toe hy daar aan die kruis gehang het, het hy vir jou en vir my in sy gedagtes gehad. En dit is wat hom gemotiveer het om daardie prys te betaal.
Daar is so 'n mooi skrifgedeelte in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Nou luister nou hierso, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Vir die vreugde wat hom voorgehou is. En ek dink, toe Jesus daar aan die kruis gehang het, het hy ons vreugde gesien, wat ons smaak, die oomblik wanneer ons in die regte verhouding met hom kom staan, die oomblik wanneer ons deur hom verlos, deur hom vrygemaak is, en dit het hom gemotiveer om die kruispad te stap. Nou baie dankie dat jy saam met my gekuier het, en ek glo en vertrou die woord het jou ook gestig, en as die woord vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan iemand wat jy dink wat dit kan nodig hê, en as jy met my wil deel, al my kontakbesonderhede is aan die einde van die video, en dan ook onder in die beskrywing. En as jy nog nie in die regte verhouding met die Here Jesus staan nie, as jy nog nie by die punt gekom het van sondebelydenis en vergifnis ontvang het, dat jy die wedergeboorte deelagtig geword het nie. Ek het 'n volledige reeks oor die wedergeboorteproses en ek gaan skakels los onder in die beskrywing. Gaan kyk gerus daarna, daar is baie inligting wat vir jou gaan help om in die regte verhouding met God te kan staan. En die dag as jy jou lewe moet neerlê, of die dag as Jesus kom om sy kinders te kom haal, dan gaan jy nie beskaamd staan nie, maar jy gaan gereed wees vir die bruidegom wat kom. En tot ons weer gesels, mag die genade en die vrede van die Here groot wees oor jou.